Goeiemôre. Dit is Lord Jooste wat die groet uit 'n koel Bethlehem in die Vrystaat. Mense was in Bethlehem in Israel gewees. Ek hoop dit gaan goed met almal van julle. Ons skriflesing vind ons vanmôre in Genesis 4 vers 1 tot 16. Adam het by sy vrou Eva geslaap en sy het 'n kind verwag. Haar eerste kind was 'n seun en sy het hom Kain genoem. Sy het trots gesê, met die Here se hulp, het ek 'n man in die wêreld gebring. Haar tweede kind was ook 'n seun, en sy het hom Abel genoem. Abel was 'n herder wat skape aangehou het. Kain was 'n boer wat die aarde bewerk het. Op 'n dag het Kain 'n offer vir die Here gebring. Hy het van die produkte van die land geneem en dit vir die Here geoffer. Abel het dieselfde gedoen. Hy het van die lammers gevat en hulle vet vir die Here geoffer. Die Here het baie van Abel se offer gehou, maar die Here het nie Kain en sy offer aanvaar nie. Kain was woedend hieroor. Hy het moedeloos geraak. Die Here het vir Kain gesê, hoekom is jy so kwaad en teneergedruk? As jy reg lewe, sal jou offer mos aanvaar word. Maar as jy nie reg lewe nie, vind jy uit dat sonde soos 'n wilde dier is, wat by jou deur lê. Hy lê jou die hele tyd in dop hou, want hy wil jou opvreet. Jy kan hom egter oorwin. Kain het toe vir sy broer Abel gesê, kom ons gaan veld toe. Toe hulle buite kom met Abel, het Kain vir Abel gegryp en hom doodgeslaan. Ekskuus tog, die Here het vir Kain gevra, waar is jou broer Abel? Kain het vererg geantwoord, hoe moet ek nou weet? Is ek dan my broer se oppasser? Moet ek hom dag en nag oppas? En die Here het gesê, wat het jy in hemelsnaam aangevang? Luister net 'n bietjie hoe skreeu jou broer se bloed. Dit roep van die bloedbevlekte aarde na my. Jy word so muur van die grond verban. Jy sal nooit weer van die grond kan leef nie, want jy het die grond gedwing om jou broer se bloed te drink. Die bloed van jou broer wat jy doodgemaak het. Al ploeg en bewerk jy die grond, sal daar niks van kom nie. Jy sal vir altyd 'n eensame swerwer op aarde wees. Kain het toegesê, my straf is te swaar. Ek kan dit hoegenaamd nie alleen dra nie. U het my vandag van die grond af verban. Ek moet wegkruip voor u. Dag vir dag is ek rusteloos op die aarde, moet ek rond sweef. En enige een wat my raak loop, sal my ook wil doodmaak. Nee, het die Here gesê, dit sal nie gebeur nie. Enige een wat vir Kain doodmaak, sal self van vrede doodsterf. Die Here het toe 'n merk op Kain se voorkop gemaak. Dit moes mense afskrik om hom dood te maak. Kain het toe weggegaan, weg van sy grond en die teenwoordigheid van die Here af. Hy het gaan bly in die land Nod. Dis kan die tuin van Eden. Party skrifgedeelte sê ook aan die ooste kant van die tuin van Eden. Tot sover ons skriflesing. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hierdie dag weer rondom u woord te kan vergader. Dankie dat u vandag weer vir ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees 'n boodskap het om oor te dra. Dat u vir ons iets wil leer in hierdie dag rondom ons verhouding met u deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Seën ons dan vandag, Here, by die aanhoor van die boodskap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het verlede week afgesluit met die sondeval van die mens wat in die tuin van Eden plaasgevind het. Nou skaars het die menslike bevolking tot 'n almagtige vuur gegroei, of die sondestroom verwoed voort oor die aarde soos 'n onstuitbare vloed. Die ergste is, sonde kom nie net een sondetjie op 'n slag nie. Nee, die een sonde lei direk tot 'n ander. In hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, in hierdie tragiese gebeure vroeg in die mensdom se bestaan, is dit die sondige begeertes, jaloesie, die ignorering van God se stem teen die beplande sonde, moord en leenstaal teenoor God wat na vore kom. Kom ons kyk 'n bietjie dieper na die eerste moord in die mense bestaan.
Die uitroep van Eva by die geboorte van Kain, haar eerste en oudste seun, is een van vreugde, maar ook van trots. Na Kain is haar tweede seun Abel gebore. Alles is nie meer vir Adam en Eva voorsien, soos toe hulle eens in die tuin van Eden gebly het nie. Toe moes hulle ook gewerk het, want hulle moes na die tuin omsien. Maar elke taak was vir hulle in vreugde. Nou was dit net soos in die lewe van vandag, in die jaar 2025, 'n stryd om oorlewing, om in jou eie behoeftes van kos en klere en sovoorts te voorsien. Kain, Adam en Eva se oudste seun, het 'n saaiboer geword en Abel, die jonger seun, het 'n veeboer geword. Hierdie twee beroepe is van die oudste op aarde en dit in die ou nabye ooste deur die eeue heen feitelik onveranderd gebly. Kain word meestal beskou as die verpersoonliking van die bose mensheid en Abel as die verpersoonliking van die vroom gelowiges wat moet ly met 'n lang y. Nou ontstaan die vraag: is die mens uitgelewer aan die mag van die sonde, onmagtig om daarteen weerstand te bied? Nee, in 1000-maal nee sê die Bybel vir ons in Genesis 4 vers 6 tot 7 van die geleesde skrifgedeelte. Die mens kan die sonde oorwin. God self waarsku Kain teen die jaloesie wat besig is om van hom besit te neem en herinner hom daaraan dat hy oor die sonde kan heers. Sonde vind sy grond in die mens se denke en wilsbesluite. As die mens toelaat dat die sonde daar wortel skiet en groei, word dit 'n monster wat nie gekeer kan word nie, soos 'n gevaar wat buite lê en wag om die mens te verslind. Kain het egter alreeds 'n besluit geneem. Wat God ook al sê, val op dowe ore, want hy wil die verkeerde doen en het reeds daar in God se teenwoordigheid besluit om God se waarskuwing te verontagsaam. Selfs onder die geklank van God se woord kan 'n mens in die grootste sonde verval. Indien jy nie agstaan op die waarskuwing van die Here nie, bedroef jy die Heilige Gees. Nou ek gaan 'n rukkie stil staan net hier by die bedroewing en by die uitblussing van die Heilige Gees in jou lewe. Nou wat beteken dit om die Heilige Gees te bedroef of te blus? Wanneer die woord blus in die Bybel gebruik word, word daar verwys na vuur wat geblus of uitgedoof word. As gelowiges die skuld van geloof as deel van hul wapenrusting van God dra, soos beskryf in Efesiërs 6 vers 16, blus hulle die helse aanslag van die Satan uit. Christus beskryf in Markus 9 vers 44 en 48 die hel as 'n plek waar die vuur onblusbaar is. Die Heilige Gees is ook soos 'n vuur binne in elke gelowige. Die Heilige Gees wil homself deur ons dade en optredes uitdruk. Wanneer gelowiges nie toelaat dat die werking van die Heilige Gees in hulle dade na vore kom nie, wanneer ons weet dat ons doen wat ons doen verkeerd is, dit wil sê ons luister nie na die waarskuwende stemmetjie hier binne ons nie, onderdruk of blus ons die Gees. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees hom openbaar in ons lewe soos hy graag sou wou nie. Om te verstaan wat dit beteken om die Heilige Gees te bedroef, moet ons eerstens verstaan dat dit aandui dat die Gees persoonlikheid besit. Slegs 'n persoon kan bedroef word. Daarom moet die Gees dus 'n persoon wees, 'n goddelike persoon. Om hierdie emosie te kan hê, is een van die belangrikste emosies of een van die belangrikste geskenke wat ons aan mens kan hê. Die emosie van liefde, maar ook gevaarlik is die emosie van haat. As ons eers kan begryp dus dat die Heilige Gees 'n persoon is met 'n emosie, dan kan ons begryp hoe die Gees van God, hoe ons die Gees van God kan bedroef. Efesiërs 4 vers 30 sê dat ons nie die Gees moet bedroef nie. Ons bedroef die Gees deur ons heidense lewe. Nie wanneer ons leef soos heidene, ons ignoreer God se 10 gebooie en sy verdere ander verordeninge en wette. Efesiërs 4 vers 17 tot 19. Deur nie die waarheid te praat nie. In Efesiërs 4 vers 25. Deur kwaad te wees. Efesiërs 4 vers 26 tot 27. Deur te steel. Efesiërs 4 vers 28. Deur te vloek.
Efesiërs 4 vers 29, deur verbitterd te wees, Efesiërs 4 vers 31, deur onvergewensgesind te wees, Efesiërs 4 vers 32, en deur seksueel onsedelik te lewe, Efesiërs 5 vers 3 tot 5. Om die gees te bedroef, beteken baie eenvoudig net, om op 'n sondige manier op te tree. Net in jou gedagtes, of in beide jou gedagtes en jou dade. Om die werking van die Heilige Gees te blus, of om die Heilige Gees te bedroef, het albei dieselfde uitwerking. Albei staan in die pad van 'n goddelike leefstyl. Beide vind plaas wanneer 'n gelowige teen God sondig en sy of haar eie wêreldse begeertes navolg. Die enigste regte pad om te volg is die pad wat die gelowige nader aan God en reinheid lei en sodoende verder weg van die sonde en die wêreld afneem. Net soos ons nie daarvan hou om bedroef gemaak te word nie en nie soek om die goeie uit te wis nie, so behoort ons nie die Heilige Gees te bedroef of te blus deur te weier om sy leiding te volg, deur na sy stem te luister nie. Wat moet ons as gelowiges dan nou doen om nie soos Adam, Eva en Kain die Heilige Gees te bedroef of sy werking te blus nie? Die enigste manier waarop ons as die Heilige Gees bedroef en sy werking in ons blus, is dus deur die sonde. Hoe kan ons dit verhoed in ons lewens? Hoe kon Adam en Eva en Kain dit verhoed het? Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Christen van sonde moet wegvlug. En veral, as ons daaraan dink ons aan 2 Timoteus 2, waar Paulus vir jonge Timoteus waarsku, vlug weg van die sonde af. En op verskeie plekke in die Bybel kry ons dus ook die waarskuwing, waar God sê, en ook deur sy apostel sê, dat ons moet wegvlug van die sonde, en veral van sekere sondes af. Die sondeval in die tuin van Eden het nou verder uitgekring. Die breuk tussen God en die mens het nou verder versprei. Nou hoekom? Dood eenvoudig, omdat Kain God se waarskuwing, die stem van die Heilige Gees geïgnoreer het. Die Heilige Gees bedroef het. Presies wat baie van ons nog vandag doen, wat miljoene van ons nog vandag doen. Ons bedroef die Heilige Gees. Daarom kring die sonde ook in die wêreld vandag nog teen 'n geweldige spoed uit. Dalk sou 'n mens kon dink dat die sonde in die tuin nie so erg was nie. Die effek wat vanaf uitkring toon egter dat dit die grootste ramp is wat die wêreld ooit getref het. Wat ons as klein sondetjies beskou, laat dikwels 'n spoor van onberekenbare skade. Sonde mag nooit onderskat word nie, maar moet in die kiem gesmoor word. Dit baar sonde, sê die woord vir ons. Jakobus 1 vers 14 tot 15. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom saamsteek. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Om fisies iemand anders se lewe te neem, is nie maar net 'n daad wat teen die betrokke slagoffer gepleeg is nie, maar dryf in teen God self. Dit geld egter ook vir die geestelike doodmaak van mense. Ja, die Here Jesus Christus waarsku ons self. Hy sê vir ons dat ons pleeg moord wanneer ons sê dat jou broer of jou vriend of die een persoon naaste aan jou of 'n persoon wat jy dalk nie eens ken nie, wat jy net vir kwaad word, 'n idioot noem. Dit is net so goed soos moord wat jy pleeg. So baie mense, selfs kerkmense, sal nooit droom om iemand fisiek dood te maak nie, maar skroom tog nie om dikwels, selfs 'n familielid, stadig aan geestelik dood te maak, deur klein daaglikse versmorings van die persoon se persoonlikheid, die reg op 'n eie bestaan en die reg op 'n eie mening nie. Vervolgens wil ek net 'n paar, net vir interessantheid stilstaan, by 2 vrae wat altyd opduik, wanneer daar oor Kain en Abel gepraat word. In die eerste plek wil ek stilstaan by die offers van Kain en Abel. Volgens die verduidelikings wat ons het vind in die Bybel in praktyk, bladsy 17. So dikwels word daar gespekuleer oor waarom die Here Abel se offer aanvaar het, maar Kain se nie. Ek self het lank geworstel met hierdie vraag. Hebreërs 11 vers 14 sê vir ons, omdat Abel geglo het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is.
want God het sy offers aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Daardie optrede van Kain, wat in opregtheid sy offer na God gebring het, daardie is nog steeds vir ons as mensdom vandag 'n voorbeeld. Ons moet opreg wees wanneer ons offers aan die Here bring. Ons moet opreg wees wanneer ons met God praat. Sommige mense wil dit koppel aan die soort offer, die landbouprodukte wat Kain gebring het, en ander wil dit weer verbind aan een of ander gesindheidsprobleem by hom. Die antwoord lê egter in die beklemtoning van Kain se bevoorregte en Abel se minder geagte posisie. Dit wil sê, die antwoord lê vir ons by die feit dat Kain die voorreg gehad het as eerstgeborene, en Abel was maar net die tweede broer gewees, wat baie minder voorregte gehad het as die oudste in daardie tyd. Soos gewoonlik in die ou Israel die gebruik was, is die oudste seun dus as die belangrikste kind en die toekomstige patriarg van die familiegroep beskou. Daarom is hy gewoonlik bo die ander kinders, in hierdie geval Abel, bevoordeel, en het hy onder meer die dubbele deel van die nalatenskap ontvang. Deuteronomium 21 vers 15 tot 17 verduidelik het eintlik vir ons baie mooi. Wanneer 'n man 2 vrouens het, een wat hy lief het en een van wie hy nie hou nie, en albei het vir hom kinders in die wêreld gebring, en die oudste seun is van die vrou van wie hy nie baie hou nie, mag hy nie nou die seun van die vrou wie hy lief het in sy testament as sy oudste seun beskou en hom bevoorreg bo die seun wat eintlik sy oudste is nie, die seun van die vrou van wie hy eintlik nie hou nie. Die man moet die seun van die vrou van wie hy nie hou nie as oudste seun erken deur aan hom 'n dubbele deel van alles te gee. Hy is die eersteling van die man se manlike krag, en die reg van die eersteling kom hom toe, tot sover ons aanhaling uit Deuteronomium. Dit is dus op sy eerstgeboorte reg wat Kain vasgestaan het. Die geboorte van die tweede seun Abel was minder opspraakwekkend. Sy naam, wat nietigheid beteken, bevestig dat hy as jonger seun die een was wat minder geag is. Dwars deur die Bybel word vertel dat God dikwels die persoon verkies wat mense verwerp, as te jonk, te swak, te onbekwaam en sovoorts. Dit is dus in teenstelling met die mense se keuse van die beste, die oudste, die sterkste, die slimste, die mooiste en sovoorts. Deur op hierdie manier te werk te gaan, toon die Here dat hy nie van bekwame mense afhanklik is nie, maar dat hy in staat is om selfs die nietigste persoon in sy diens te gebruik. Die aanvaarding van Abel se offer bo die van Kain se, dui dis nie op 'n verwerping van Kain nie, maar op 'n voorkeur van Abel. Dis beide van die feit dat Kain meestal beskou word as die verpersoonliking van die bose mensheid en Abel as die verpersoonliking van die vroom gelowiges, word albei die broers met groot nadruk beskou as godsdienstige mense. Albei gaan na die heiligdom toe en bring hulle offers. Ons sou in vandagse terme kon sê dat hulle kerkmense was. Ons sien in die geleesde skrifgedeelte hoe sondeskeiding maak tussen twee broers as bloedbroers, maar ook as geloofsbroers skeiding maak. Kain en Abel was nie net twee bloedbroers gewees nie, maar hulle was ook geloofsbroers. Hulle het in dieselfde Here geglo. Hulle het saam na die heiligdom gegaan om te gaan offer aan dieselfde God. Die konflik tussen die twee broers het voortgesprei uit Kain se afguns, omdat die Here die minder geagte Abel bo hom as die eerstgeborene, die oudste, die beloofdste broer gekies het. Kain het wel godsdienst beoefen, maar hom nie aan God onderwerp nie. Deur die godsdienst vir Kain belangriker geword het as God self, het God dus sy offer verwerp. So word hy die verpersoonliking van elkeen wat bereid is om die godsdienst as 'n bron van spanning, eerder as middel tot versoening te gebruik. Godsdienst wat nie op God ingestel is nie, wat nie die vergestalting is van 'n lewende verhouding met God nie, kan selfgerig word. En sodra godsdienst selfgerig is, ontteken dit sondige kragte wat niks ontsien nie.
Hiermee word die mag van die sonde, wat selfs die godsdienst kan misbruik, in die kalklig geplaas. Ons moet net 'n bietjie terugdink aan ons eie gemeentes. Hoeveel keer is daar spanning in 'n gemeente as gevolg van lidmate wat verskil oor 'n opinie oor sekere dinge wat in die kerk moet gebeur of wat in die gemeente moet gebeur. Mense wat vir mekaar so kwaad word dat hulle 'n gemeente verlaat omdat dit gaan oor sy eie eer wat gekrenk is. Dit waarsku ons vandag dat godsdienst as sodanig geen waarborg is teen die sonde nie, en dat godsdienst selfs die oorsaak van skeiding tussen kerkmense, soos ek nou net reeds genoem het, kan wees. Die tweede vraag wat mense vra is, vir wie kon Kain bang wees? So dikwels vra Bybellesers, hoekom was Kain bang? En waar het hy 'n vrou vandaan gekry? Dit was nou nie in ons geleesde gedeelte nie, maar waar het hy 'n vrou vandaan gekry? Dis 'n vraag wat baie mense vra. En dan word daar verwys na die feit dat die Bybel tot dusver net van 4 mense gepraat het. Dikwels probeer mense dit verklaar deur te sê dat Adam en Eva ook ander kinders gehad het en dat ons hier aan 'n ondertrouery moet dink. Die probleem is dat dit nêrens in die Bybel staan nie, en dis neerkom op 'n poging van mense kant af om die Bybel om vir die Bybel te dink. Die antwoord is egter heel anders. Dit is naamlik dat ons nie die Bybel moet sien as 'n handboek oor die ontstaan van die mensheid of oor die geskiedenis van die mensdom nie. Dit is wanneer mense die Bybel as geskiedenis sien, dat hulle verplig voel om dit wat die Bybel verswyg op grond van hulle eie opinie aan te vul. Maar dit kom neer op blote spekulasie en tas die gesag van die Bybel aan. Ons kan net sê wat in die Bybel staan. Meer as dit moet ons nie as eie opinies erken nie. Jy kry Bybel uitleggers, hulle wat in die geloof die Bybel vir ons makliker maak, vir ons uitlees sodat ons dit kan verstaan, en dan kry jy die Bybel inleggers. Die manne wat in die Bybel lees, waar daar glad nie staan nie, maar wat volgens sy opinie daar moes gewees het. Tog is die Bybel nie vreemd aan die geskiedenis nie. Alhoewel die gebeure waaroor die Bybel vertel in die geskiedenis afspeel, is dit nie selfs geskiedenis nie, maar verkondiging oor God en sy verhouding met die wêreld. Dit wil sê, dit wil nie die vrede weergee presies soos wat dit plaasgevind het nie, maar wil net daardie aspekte uitlig wat God en sy werking met die mensheid openbaar. In die geval van Kain wil die Bybel nie die groei van die mensdom vertel nie, maar die groei van die sonde en God se reaksie op hierdie sonde. Deur dit soos 'n verhaal oor die vroegste mens te vertel, wil dit juis vermy dat ons mag dink dat die soort optrede maar net beperk was tot een of ander oervoorvader van lank gelede. Iemand so ver verwyder dat ons maar net histories daarvan kennis hoef te neem. Die verhaalvorm wil vir ons sê dat die soort dinge eintlik tekenend is van alle mense van alle tye, ook van ons vandag in die 21ste eeu. Wat dis in Genesis hoofstukke 1 tot 4 staan, is nie blote vertelling van die gryse verlede nie, maar is opgeteken sodat ons onsself daarin kan ontdek en op die wyse God op 'n nuwe manier kan verstaan. Daarom is Kain se vrou en sy vyande nie vir die Bybel ter sake nie. Tot dusver die hantering van die twee vrae ten opsigte van die offers en Kain se vrou en sy vyande. Dit is onvermydelik dat daar konflik tussen broers en susters sal wees, hoe hard hulle ouers ook al sal probeer om dit te vermy. Die onderlinge verhoudings tussen kinders in 'n gesin word onder meer deur sowel wetywering as samewerking gekenmerk. Die liefde en konflik dra gewoonlik daartoe by dat daar uiteindelik sterk bande tussen broers en susters ontwikkel. In die geval van Kain en Abel het die teenoorgestelde plaasgevind. Kain het kwaad geword en was woedend. Hy en sy broer Abel het albei die Here gedien, maar dit is juis oor 'n godsdienstige saak dat Kain in konflik met sy broer gekom het, en dit nogal terwyl hy wat Kain is, met die Here in gesprek was.
Dit is dikwels oor godsdienstige sake dat kinders van God met mekaar in konflik kom. En ons moet pas op daarvoor. Dis een van die grootste wapens wat die duiwel gebruik, wat die Satan gebruik om die Here teë te staan, is deur oor godsdienstige sake konflik tussen sy kinders te veroorsaak. In die Nuwe Testament byvoorbeeld, kry jy die voorbeeld van Paulus en Barnabas, wat van mekaar verskil het oor die saamneem van Barnabas op die tweede sending, af van die saamneem van Markus op die tweede sendingreis. Ons kry die konflik tussen Paulus en die gemeente in Korinthe. Ons kry die konflik tussen Petrus en die kerkleiers in Jerusalem, rondom die gebeure met Cornelius. Al die konflik rondom die gebeure oor besydenis vir nie-Jode en Jode in die Nuwe Testament. Dis alles konflik wat ontstaan het tussen broers en susters, tussen gemeentelede wat 'n vaste vertroue en 'n geloof in die Here Jesus Christus self gehad het. Kain moes kies of hy vir God luister en sy gesindheid gaan verander, of hy kon toelaat dat sy emosies hom beheer. Hoe dikwels staan ons ook voor hierdie keuse. Ons kies dalk nie moord nie, maar ons kies dikwels doelbewus dinge wat die ander persoon te nakom. Ons kan nie altyd die emosies wat ons gedrag bepaal deur ons denke verander nie, maar ons kan weet en aanvaar dat God ons wil help. Wanneer ons maar net bereid is om ons emosies onder die beheer van die Here te stel, sal hy ons help dat dit ons nie beheer nie. Die keuse is eintlik baie eenvoudig. Dis of beheer onder God, of beheer onder my eie drifte en drange. Ek sê weer vir u, die keuse is baie eenvoudig. Of ons plaas ons emosies onder beheer van God, of ons plaas ons emosies onder beheer van ons eie drifte en drange en begeertes. Ten spyte van die moord wat gepleeg is en ongehoorsaamheid aan 'n waarskuwende God, is daar 'n baie luide liefdesklank vir die sondaar en die oordeel van God. Wanneer Kain tot verantwoording oor sy daad geroep word deur God en hy geen berou daaroor toon nie, word Kain nie met die doodstraf vergeld nie, maar moet hy die gevolge van sy sonde daar dra, naamlik om 'n uitgeworpene uit die samelewing te wees. Wanneer Kain egter nou kla oor die gevolge van hierdie swaar straf wat God hom opgelê het, betuig God nog meer liefde deur 'n beskermende teken aan Kain te verskaf. Wat dit was, is nie ter sprake nie. En die betekenis daarvan alles oorheersend is, dit is dat ten spyte van die feit dat God die sonde haat, hy die sondaar liefhet. Dit is die alles oorheersende betekenis van die merk wat aan Kain gegee is deur God. Sy alles oorheersende liefde. Die feit dat God die sonde haat, maar ten spyte van die sonde wat ons doen, het hy nog steeds die sondaar lief. Hy doen dit om hom te beskerm, om vir Kain te beskerm teen die ergste gevolge van, luister mooi, van sy eie dade. Baie keer gebeur dinge in ons lewe wat ons nie kan verstaan nie, dat ons swaar kry as gevolg van ons eie dade, maar tog gryp die reddende God in en laat hy dinge weer in ons lewe gebeur wat daardie gevolge van ons eie dade verlig. God moet die sonde straf, ja, en het dit gestraf deur Jesus Christus. Die gevolge van jou dade sal jy dra, maar God sal dit vir ons moontlik maak om dit te dra wanneer ons dit bely. Die teken wat Kain ontvang het, is dis geen teken van vervloeking nie, maar van beskerming en genade. Net soos wat God die Vader aan Kain genade bewys het en hom gemerk het, net so bewys God dan ook vandag nog aan sy kinders genade deur hulle te merk. Nie om hulle te beskerm nie, maar merk hulle vandag as sy eiendom. God merk sy kinders as sy eiendom. Efesiërs 1 vers 13. Deur wat Christus gedoen het, het ook julle die waarheid gehoor. Die evangelie waardeur julle verlos word. Op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat God beloof het. Openbaring 14 vers 1. Toe het ek gesien en kyk,
Die lam staan op Sionsberg en by hom 144.000 met sy naam op hulle voorkoppe geskryf. Hulle is op hulle voorkoppe gemerk as God se eiendom. Openbaring 3 vers 12. As jy oorwin en aanhou glo, dan sal ek sê jy mag 'n pilaar wees in die tempel van my God. Ja, jy sal in die hemel wees en jy sal daar nooit weer uitgaan nie. Ek sal my God se naam op jou skryf en ek sal die naam van my God se stad, die nuwe Jerusalem, op jou skryf. Die nuwe Jerusalem kom van my God. Dit kom van die hemel. Ek sal ook my eie nuwe naam op jou skryf. Die nuwe Jerusalem is simbolies die toekomstige tuiste van God se kinders, soos ons dit vind in Openbaring 21 vers 22. Danksy Jesus is ons ook inwoners van die heilige stad, want hy gee ons 'n nuwe identiteit. Ons ontvang die nuwe burgerskap in God se koninkryk. Die gelowiges sal pilare in die tempel van God wees, met name van God die Vader en die Seun op elkeen geskrywe as bewys van die innige gebondenheid tussen God en sy eiendom. Kinders van God word gemerk as God se eiendom. Anders as Kain wat gemerk is om hom teen die vyand te beskerm en sy swerwers bestaan, word God se kinders gemerk met die name van Jesus en God en die nuwe Jerusalem deur die Heilige Gees as waarborg om aan te toon wie se eiendom hulle is en waar hulle die ewigheid saam met God gaan deurbring. Ek wil vanmôre vir u vra: is u al wedergebore sodat u al gemerk is as God se eiendom? Is u seker dat as u nou te sterwe kom, dat u die ewige lewe het en sodoende by God in die hemel sal wees? Ek vra vanmôre weer vir u: is u al wedergebore sodat u al gemerk is as God se eiendom? Is u seker dat as u nou te sterwe kom, dat u die ewige lewe het en sodoende by God in die hemel sal wees? Of bedroef u nog steeds die Heilige Gees? Of blus u nog steeds die Heilige Gees se werking in u uit? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit weer om vanmôre te kon hoor dat u vir ons liefhet. Dat u nie net vir ons beskerm teen die aanslae van die Satan en van buite nie, maar dat u ons, wat u kinders is, alreeds by ons wedergeboorte die Heilige Gees gemerk het as u eiendom. Ja, Here, dat selfs ons nuwe adres, die nuwe Jerusalem, op ons gemerk is. Ag, Here, hoe verskriklik bewe ons nie wanneer ons hoor van die merk van die 666 nie. Maar net eentjie verder in die woord, Here, word daar beskryf hoe u ons, u eiendom merk. Min van ons weet dit, want ons lees nooit die boek Openbaring, Here, omdat ons dit nie verstaan nie. Maar dat ons op ons knieë sal gaan en dat ons ook hierdie boek sal lees onder die leiding van die Heilige Gees en sal sien hoe ongelooflik lief u vir ons is, bo menslik verstand u vir ons lief het, dat u vir ons merk, dat selfs ons adres, die nuwe Jerusalem, op ons voorkoppe geskryf is, Here. Aan u alleen kom toe al die lof, al die eer en al die dank daarvoor. Amen. Ter voorbereiding van die boodskap het ek gebruik gemaak van die kantlyn aantekeninge in die Bybel in praktyk, uitgegee deur Koenboeke, maar ook deur Bybels gefundeerde artikels wat ek vind in Google. Ons moet 'n studie maak van die gedeeltes wat ons saans en soggens en by Bybelstudieklasse lees uit die Bybel uit. Die Bybel is 'n wonderlike wêreld wat vir ons oopbreek. Dit is 'n wonderlike kennis wat ons opdoen oor die liefde van God vir ons, wanneer ons 'n studie maak van dit wat ons lees. Tot 'n volgende keer bid ek oor u, die seën van ons Here Jesus Christus en die beskerming van die Heilige Gees in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Totsiens.